Goeiedag geliefdes, so lekker dat julle vandag saam met ons inskakel. Nou as jy vandag dalk nuut is hier by die kanaal, wil ek net sommer vir jou hallo sê en vertrou dat vandag se boodskap vir jou van groot waarde sal wees. Nou ons is besig met week 3 van 'n beter manier, 'n reeks waar ons spesifiek fokus om te kyk na hoe Jesus geleef het, hoe hy gewandel het en hoe sy manier van lewe en wandel 'n beter manier is. Vandag spesifiek kyk ons na hoe ons moet dink oor tyd. Nou, baie keer dis 'n onbewuste patroon, iets wat ons nie eers agterkom nie. Dis daardie wanneer dan manier van leef. Wanneer dinge rustig raak, dan sal ek bly wees. Wanneer ek net verby hierdie seisoen kan kom, dan sal ek kan asemhaal. Wanneer my omstandighede gaan verander, dan sal ek eers dankbaar wees. Jy sien, die probleem is, terwyl ons wag vir wanneer dan daai gesindheid, dan glip vandag verby. Dis hoekom Psalm 118 vir ons so besonder is, dit sê, dit is die dag wat die Here gemaak het, laat ons daaroor juig en bly wees. Nou geliefde, dit sê nie een dag sal dit God se dag wees nie, dit sê, dit is die dag wat die Here gemaak het. Nie noodwendig 'n ideale dag nie, nie 'n dag sonder probleme nie, hierdie is die dag wat die Here gemaak het. So 'n beter manier om te leef is om op te hou om jou lewe uit te stel en te begryp God is in die nou teenwoordig. Jesus het nooit mense genooi om te wag vir 'n beter seisoen voordat hulle hom gevolg het nie. Hy het hulle ontmoet in hulle huidige werklikheid. Miskien voel jy vandag, jy voel te besig, te mekaar, of selfs voel jy dalk teleurgesteld oor waar jy is met jou lewe, jy is dalk skaam daaroor. Maar hier is die waarheid, God wag nie eers vir jou om by dan uit te kom, voor hy met jou begin werk nie. Gelukkig nie. 'n beter manier vir my en vir jou is om te vra, Here, hoe kan ek U vandag vertrou? Wie is vandag voor my wie ek moet raak sien? En wat vra U nou vir my in hierdie oomblik? Want jy kan nie God se teenwoordigheid geniet in 'n dag wat jy heeltyd probeer ontvlug nie. So geliefdes, so indien vandag iets is wat jy kies, en kies om nie jou lewe uit te stel nie, en jy wil in die teenwoordigheid wees in die dag wat God geskaap het, los ons 'n kommentaar met die woord vandag, waar ek en jy vir mekaar sê, ons wil in die nou teenwoordigheid wees van die Here. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir U enorme genade en liefde vir ons. Dankie dat ons leer by die psalmdigter, dat vandag is die dag wat die Here gemaak het. Nie gister nie, nie môre nie. Vandag, Here, U is oor alles. U is oor die gister, die vandag en die môre. Maar ons as mense moet leer om te leef in die nou, in die teenwoordigheid van nou, en te besef dat God is in die nou. U is hier by ons nou in hierdie oomblik. En daarom wil ons lewens so begin rig, waar ons gedagtes, ons harte, ons vertroue begin wend na 'n God wat in die teenwoordigheid nou hier is. Here, dankie dat ons kan kom na U toe met ons angs, ons vrees, ons onsekerhede, allerlei dinge wat ons mag terughou. Here, ons kan kom met hoe ons is, en U ontmoet vir ons in die nou. En daarom, Here, is ons dankbaar vir daai enorme groot genade oor ons lewens. Ons bid dit alles in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle môre. Gaan in vrede. Totsiens.